Goeiedag geliefde en gelukkige Vryheidsdag vir my, Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dit is vir ons 'n enorme voorreg om vandag saam met jou in God se woord te kan wees, net om rondom Jesus saam te vergader. En vandag is 'n dag waar baie van ons rus. Dalk later 'n braai aansteek, tyd met die familie spandeer en net 'n bietjie asem skep, né? Dis lekker om so 'n kort week te hê. Maar kan ek jou iets vra? Net eerlik vandag, net 'n reguit vraag. Dis Vryheidsdag, maar is jy regtig vry? Ons vier vandag politieke vryheid. Ons waardeer die vryheid om te kan kies, om te kan werk, om te kan leef. Maar baie mense hulle leef uiterlik vry, tog is hulle innerlik nog steeds vasgevang. Nou kan ek jou nog iets vra. Het jy al ooit iemand ontmoet wat sê, ja, ek glo in God, ek probeer 'n goeie mens wees, ek gee geld vir arme mense en ek help daai projek, ek dink ek is 'n bietjie soos Jesus. Maar as jy mooi na daai mense se lewens kyk, is daar nie regtig verandering nie, daar's nie vrug wat lyk soos Jesus nie. Dis presies wat hierdie week se tema vir ons, waarmee ons afskop, né? Bietjie soos Jesus, ek amper daar, net genoeg, soort van Christen. Maar hier's die gevaar, net genoeg van Jesus om jou beter te laat voel, maar nie genoeg van Jesus om jou lewe werklik te verander nie. Nou, ons vind onsself vandag in Openbaring 3, spesifiek vers 16, maar ek wil jou aanmoedig gaan lees met die hele Openbaring 3, waar Jesus met 'n kerk praat wat presies so geleef het. Hulle was nie koud nie, hulle was ook nie warm nie, hulle was net so tussenin, hulle was lou. En Jesus, hy sê vir ons iets wat ons amper, maak ons eintlik ongemaklik, né? Hy sê die volgende, omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uit uitspoeg. Nou geliefde, daai is sterk taal, maar hoekom sulke sterk taal? Hierdie mense, hulle het gedink hulle is reg, hulle het gedink, ons het alles wat ons nodig het, ons is goed, ons is vermoënd. Laodicea is die gemeente wat hy aanspreek, is 'n gemeente wat, hulle het alles gehad. Dit is mense wat geglo het, ons kort niks. Maar Jesus sê toe verder in vers 17, julle besef nie, julle is arm, blind en leeg nie. Nou kan ek dit vandag vir ons net baie prakties maak. Jy kan kerk toe gaan, jy kan selfs in God glo, jy kan 'n goeie mens wees, jy help baie mense, die armes, jy daag op, jy gee, jy lewe onselfsugtig, né? En nog steeds is jy net so bietjie van Jesus. Dit is nie in volle oorgegee nie heeltemal onder God se heerskappy en jy verander nie regtig vry nie. En dis hoekom hierdie week vir my so belangrik is, en eintlik vir ons so belangrik is, want Jesus het nie gekom om jou net beter te laat voel nie, hy het gekom om jou totaal en al nie te maak. Hy het gekom om jou totaal en al vry te maak. Hy het gekom, geliefde, om jou en my hele lewe heeltemal te verander. So, hier is ons uitdaging vir vandag. Waar in jou lewe is jy dalk net so bietjie soos Jesus, maar nie heeltemal. Jy het nog nie heeltemal oorgegee nie. Nou, ek sê nie dit om jou skuldig te laat voel nie, maar eintlik dis 'n uitnodiging vir jou en vir my om ons oë oop te maak. Want as ons nie besef dat God is besig om ons eintlik in te trek en verstaan, want daar's dinge in die lewe wat ons kan terughou, wat God eintlik vir ons begeer. Geliefde, vandag, hier op Vryheidsdag, né? Jesus nooi jou en my na 'n ander tipe vryheid. Nie 'n vryheid van buite nie, maar 'n vryheid van binne. Nie 'n geloof wat net reg lyk nie, maar een wat jou lewe radikaal verander. Hier op Maandag op Vryheidsdag, ek wil net sê van beleefse kant af, ons waardeer julle, en ek hoop vandag se oordenking praat met jou. Ek hoop dit roer jou genoeg dat jy regop sit en dink, is ek 'n bietjie soos Jesus, of is ek ten volle oorgegee? En ek dink ons almal is daar waar ons nog moet groei, en ek sien so uit na hierdie week wat ons voorlê, en daarom sê ons waardeer julle, dankie julle inskakel, dankie julle hierdie boodskappe met ander mense deel, en miskien in die kommentaar, sê dalk iets soos, nie net 'n bietjie nie, né? Of meer soos Jesus. Maak daar 'n verklaring. En as jy wil, deel dalk hierdie video of hierdie skakel met iemand wat jy dink het nodig om dit te hoor. En ek het reeds gesê, ons waardeer julle, maar vir nou op Vryheidsdag, kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons kan werklik vry wees in U. Dankie vir wat ons vier as 'n land, politieke vryheid en alles wat daarmee saamkom. Maar Vader, vandag is ek dankbaar opnuut in my hart dat U leer vir ons dat wanneer ons by U is en werklik U waarheid deel maak van ons lewens, dan is ons werklik vry. Here, hierdie week wat ons gaan deur hierdie tema van
Hoe lyk ons Christendom reis? Hoe lyk ons Jesus wees wanneer ons gaan leer om nie net 'n bietjie Jesus te wees nie, maar in volle oor te gee? Bid ek Here vir u genade, ek bid vir u leiding en ek bid ook dat ons hart en ons gedagtes sal oop wees vir wat u wil doen en reg kry. Ons loof u, ons eer u en ons vra dat u altyd die Here sal wees van ons lewens. Ons bid dit als in die kosbare mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.